Sprokiesagtige diamante, romantiese kostuums en lemme wat flits oor die ys. Ijskaats begin millenniums terug, toe mense skaatse uit dierbene gemaak en met leerbande aan hulle voete vasgemaak het om oor bevrore riviere en mere te beweeg. Vandag het Shiven Boudezing hier van Tableview die sport van suurskaats so vervolmaak dat hy 'n nasionale kampioen is. As 'n mens die woord suurskaatskampioen hoor, dan dink jy, okay, hierdie persoon het al as kind begin met 'n sport of iets as mens kampioen hoor, maar dit was nie met jou die geval nie. Nee, glad nie. Ek het eintlik begin toe ek 25 was, of 24, iewers so, ek het baie laat begin en I'm late to the party, I must admit. Jy was nie 'n danser of enige sulke goed nie, maar jou lewe het 'n paar interessante draaie na skool geloop. Ja, nadat ek gematrikuleer het, I think I was just really focused on work. My werk was alles en ek het myself regtig in die DBV ingegooi. En maar vertel my daai agtergrond, hoe dit gebeur dat jy by die DBV opgeëindig het? Ek dink ek het in 2014, 2015 by die DBV begin. Ek het begin as 'n trainee inspector. Bietjie leer ken hoe werk die dierebeskermingswette, wat is dieremishandeling, wat is die DBV, jy weet, wat doen hulle? Was dit net vir jou uit liefde vir diere? Was jy altyd lief vir diere? Ek is van kleins af smoor verlief op diere en ek dink dit het net maar my so gevolg deur my lewe, ja. Jy was 'n inspekteur by die DBV, maar jy het ook regte begin studeer. Ek dink in 2018 het ek begin as SWAT en want ek was nou nie seker nie. Ek wou altyd 'n veearts gewees het. Ja? Ek wou eintlik altyd 'n veearts gewees het. Toe begin ek met dierewerk in die welsyn aspek. So besluit ek hou van hierdie wettoepassing aspek van die, jy weet, die DBV as jy 'n inspekteur is jy 'n wetsoptoepasser, so jy het al daai polisiebeampte magte. Ja. En na, ek dink 4 of 5 jaar, het ek my graad gekry en toe sê ek, okay, nou wat? En toe sien ek, nee, nou moet jy artikels doen en nou moet jy law school doen en dan moet jy board examens skryf, 4 van hulle. Maar jy het dit alles gedoen en jy is nou gekwalifiseerde prokureur. Ja. Vertel my van daai dag dit was by Northgate gewees. Ja. Wat het gebeur op daai ijskaatsbaan? Ek het net so verby die ijskaatsbaan geloop en ek het al tevooren bietjie saam met my vriende so 1 of 2 maal 'n maand bietjie gaan skaats, maar toe ek so verbyloop en ek sien wat doen die mense? Hulle spin en hulle doen al hierdie weird goed en ek wil dit doen. Hoe doen ek dit? En ek het begin met learn to skate classes. Ek dink dis daar noem hulle dit Skating Academy. Ja, it was like a fairy tale ever since. Wie het gesê 24 is te oud vir 'n loopbaan op ys? Sy verbeelding is aangegryp en Shiven sluit by die beginnersklas aan. Hy ontdek gou dat harde werk sy voete suurlike vlerke kan gee. Wat vat dit om 'n suurskaatser te wees? Waar begin 'n mens? Ek dink, honestly, I think you have to be an actor. Jy moet daai rol speel van, dit is so maklik en dit is effortless, maar dit is alles behalwe. Dit kom maar net met tyd en met oefen. En Oefen. Ja, 3-4 ure 'n dag. Gewoonlik staan ek so 4 uur op en dan gaan ek 5 uur by die baan en dan 5:30 as ek daar so, ek warm op, klim bietjie op die ys as ek nie 'n lesson het nie en dan skaats ek so 1-2 ure en dan klim ek af en dan gewoonlik moet ek bietjie gym of bietjie rek of balletklasse bywoon en dan ek gaan stort en my werkskedules aansit, dan moet ek ek gaan miskien hof toe daai dag, of ek gaan aan die kantoor toe in Stellenbosch, so depends, it's a full day. Ja, en dit doen jy 6 dae 'n week? Ja, 6 days a week. Wanneer het jy begin kompeteer of besluit ek wil kompetisies doen? Ek weet nie eintlik nie. Ek dink ons kan jy jou eerste kompetisie onthou? Nee, ek het al baie van hulle gedoen. Ek kan nie, dis die ding van figure skating is, jy raak verslaaf aan die proses, want dit is, jy kry wat jy probeer doen, nie reg die eerste keer nie. Maar die dag, wanneer dit eintlik werk en jy dit reg kry, it's such a dopamine rush, such a reward,
Want you get addicted to the process. Want jy nou weet hoe voel dit om die ding te doen en dit goed te doen. En nou is like, okay, what's next? Want dit voel so lekker. And I think that's where the sort of notion comes in is, jy gaan nooit die best kan wees nie, maar it keeps you hooked. That sense of reward and hard work and when it pays off. That soos ek sê, dit maak die heuning soveel soeter. Waar daar 'n wil is daar 'n weg. Sedertdien woeker Shevend so op die ys dat hy met reeds sowat 10 goue medaljes kan spog. Jy was besig om voor te berei om Duitsland toe te gaan. En toe gebeur? Toe is die kompetisie vol binne 'n uur. So die kompetisie het in die oggend oopgemaak vir registrations en toe binne 'n uur is dit vol. Maar nou moet jy vir volgende jaar. Volgende jaar of 2028 die World Winter Master Games. Dit is vir mense oor die ouderdom van 28 en dit is waar jy regtig vir jou talent kan toets. Dis nie die goedkoopste sport waaraan mens kan deelneem nie. Nee. Ja, ek is tans bankrot. O, jene. Dit is nogals duur. Ons betaal vir die tyd op die ys elke maand vir die afrigters, die choreographer, gym, alles tussenin wat nogals baie duur is. Dis die elke oggend ry vorentoe en agtertoe en jy weet goeie soos physio en mediese kostes en dit kan nogals baie duur uitwerk elke maand. Wat is van die beserings wat jy al opgedoen het? Ek het my arm gebreek 2 keer. Ek het shoulder dislocations. Ek het my enkel die ligament geskeur in hierdie enkel. Ek het bone callus hierso. Never-ending list of injuries. Maar sit dit jou nie af nie? Soos hulle in Afrikaans sê, elke sport het sy beserings. En Letterlik. die sport het baie van hulle. Shevend, he is quite remarkable. He's very, very talented. Most people at the age of 24 cannot produce within 3-4 years the standard that he has produced. He pretty much taught himself. So, which is very inspiring because because for the love of the sport, he said, why not? And then he just decided to skate. And now, yeah, for the past 3 years, we've been developing that right skill, what's required for the international competition, local competition, and international. As hy op 24 eers begin het, dan staan ek voor in die koor om te probeer. Ek weet nie so mooi nie, hoor. Can you feel bend the knees? Bend the knees. Hulle gaan nêrens heen nie. Good. Dis maklik. Loop soos 'n 1. Kyk op en loop soos 'n 1. Dan gaan jy kyk op sê. Ja. Ag, doen dit net. Sê dit. So as jy net 'n bietjie jou lyf moet bietjie sag wees, net so 'n bietjie. Dis die vrees in die non-existent core. Jou core is eintlik baie sterk, want jy kan hom voel in jou hand, ja. Wat beteken suurskaats vir jou persoonlik? Dit is letterlik my hele lewe. Ek is baie lief daarvoor. Dit is ure se opofferings en harde werk en val en seer kry en ek weet nie wat ek sal doen sonder suurskaats nie. Wat is dit daarvan wat dit vir jou so wat is die magic van die sport? As ek op die ys klim, dan is dit net dis net ek, dis die ys en die hele wêreld verdwyn net. So dit is regtig, dit's my safe space as ek dit so kan stel, ja. Lag so. Okay. Sprokiesagtig is dit nie so maklik soos wat dit lyk nie, né? Ek dink paddas verander in prinses vir die wat braaf genoeg is om skouer aan die wiel te sit en ure op te offer vir hulle droom. So Shevend Boudassin, ons eie suurskaatskampioen.